Môre, dis Vrydag die 17de Julie en ek hoop jy begin vandag met hoop in jou hart. Nie omdat jou omstandighede maklik is nie, maar omdat God se getrouheid nooit wankel nie. Gister het ons gesien hoe die broers gekrimp het van vrees, toe hulle die geld gratis bo in hulle sakke vind. Jakob was radeloos en het uitgeroep, al hierdie dinge is teen my. Hy het sy eie planne gemaak en geweier om Benjamin te laat gaan. Maar vandag is die kos op. Die krisis druk swaarder as ooit tevore. Jakob sit in 'n geestelike skaakmat. Hy moet kies tussen sy eie beheer en totale oorgawe. Vandag lees ons uit Genesis 43 en ons gaan van vers 1 tot 14 hanteer. En ek wil jou aanmoedig om vandag die hele gedeelte in jou Bybel te gaan lees. Nou die titel van vandag se oordeenking is Die prys van oorgawe. Dink gou hieraan. Is daar iets in jou lewe wat jy nog altyd probeer beheer het, maar dit werk eenvoudig net nie uit nie? Hou daardie gedagte vas, want ons gaan nou so 'n bietjie dieper daarna kyk. Maar laat my eers vir jou die historiese prentjie skilder. Vers 1 van hoofstuk 43 begin met: En die hongersnood was swaar in die land. Dis al. Net een kort sin, maar dit sê alles. Die koring wat hulle in Egipte gekoop het is nou heeltemal op. Die kinders is honger, die grond is dor en leeg. En Jakob sit nog steeds vas in sy hardkoppige besluit. Benjamin bly tuis. En dan in vers 2. En nadat die koring wat hulle uit Egipte gebring het opgeëet was, sê hulle vader vir hulle, gaan koop vir ons weer 'n bietjie voedsel. Maar hier is die groot probleem. Juda herinner sy pa aan die harde realiteit. Die onderkoning in Egipte het hulle baie ernstig gewaarsku. Kom sonder Benjamin saam die volgende keer en julle sal my nie weer sien nie. Jakob sit in skaakmat. Sy eie planne werk nie meer nie. En kyk hoe mooi lê die een sentrale waarheid wat God deur hierdie gedeelte aan ons openbaar. God bring sy kinders dikwels op die plek van absolute prysgawe, sodat hy sy soewereine heerlikheid kan wys. Ons probeer altyd ons eie Jakob wees. Ons hou vas. Ons probeer beheer. Ons probeer ten alle koste beskerm wat vir ons dierbaar is. Maar dit is nie hoe God ons na die einde van onsself toe lei nie. Hy stuur soms 'n hongersnood in ons lewe. Hy laat ons eie koring opraak. Hy neem ons kunsmatige sekuriteite weg, maar hy doen dit nie om ons te vernietig nie. Hy doen dit omdat hy weet, solank as wat ons eie beheer vashou, kan ons die rykdom van sy plan nie ontvang nie. Oorgawe het 'n prys, maar dit is die prys wat lei na die ewige lewe. En kyk hoe pragtig breek die evangelie nou oop uit hierdie wanhoopsoomblik. Wanneer alle menslike hoop weg is, tree Juda vorentoe in verse 8 en 9. En luister mooi wat hier staan. Daarop sê Juda aan sy vader Israel, stuur die seun saam met my, dan sal ons klaarmaak en wegtrek, sodat ons kan lewe en nie sterwe nie, ons en ook u en ons kinders nie. Ek sal vir hom 'n borg wees, van my hand kan u hom eis. As ek hom nie na u bring en voor u te stel nie, sal ek lewenslang teenoor u skuldig staan. Juda stel homself in die plek van Benjamin. As Benjamin nie veilig terugkom nie, eis sy lewe van my hand. Ek dra die skuld. Dit is die beginsel van borgskap. Dit is 'n plaasvervanging. Maar Juda was slegs 'n skaduwee, 'n tipe, 'n vooruitwysing. Die ewige werklikheid staan opgeskryf in Hebreërs 7 vers 22. En luister hoe mooi is hierdie vers. In sover het Jesus van 'n beter verbond borg geword. Eeue later het die Here Jesus Christus, die ware leeu uit die stam van Juda, voor die regse stoel van die Vader getree. Ons grootste probleem is nie ons omstandighede nie. Ons grootste probleem is ons sonde. Ons was geestelik bankrot. Ons kon nie ons eie sondeskuld ooit betaal nie. Maar Jesus was bereid om sy eie lewe as die ewige borg te gee. Hy het in ons plek gestaan toe ons sondeskuld van sy hand geëis is. Hy het ons straf gedra aan die kruis. Hy het gesterf
en hy het opgestaan uit die dood om te bewys dat die skuld vir altyd betaal is. Moenie langer probeer om jouself te red nie, deur jou eie reëls of goeie gedrag nie. Jesus het reeds voor die Vader gestaan en gesê, eis van my hand. Vertrou hom vandag. Hy alleen is jou ewige borg. Kom laat ons saam bid. Here onse God, dankie dat U ons soms op die plek van totale prysgawe bring, want dit is die plek waar ons U soewereine genade die beste leer ken. Here, vergewe ons waar ons so maklik paniekerig raak en krampagtig aan ons eie sekuriteit te probeer vashou. Dankie vir die Here Jesus Christus, ons ewige borg. Hy het gestaan waar ons moes staan. Hy het die volle prys gedra wat ons moes betaal. Leer ons ook om vandag ons beheer los te laat en om U te vertrou met dit wat vir ons die dierbaarste is. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Die pad van oorgawe is moeilik. Dit kos ons eie beheer. Maar dit is juis op die plek van prysgawe waar God se genade die diepste in ons harte werk. En die rykdom van sy genade is onbeperk. So as jy vandag moeilike dinge moet dra, jy dra dit nie alleen nie. Die Here Jesus is jou getroue borg. Ek hoop jy het 'n geseënde Vrydag.